Wow. Kan julle nou dink, in al die weke wat nou verby is, het ons nog net gekom by Efesiërs 1 tot by vers 5. Wat die crux is en wat die wentelpunt is van die hele skrifte vir my, is daai 5 verse. Maar wat ons nou vanoggend gaan doen is net dit. Ons gaan net dit. Ons gaan die hele hoofstuk 1 vir julle opsom in 'n paar punte. Wat julle nie hoef neer te skryf nie, ek het dit klaar vir julle opgesom. En wat is dit nou? Wat is hierdie geskenke wat hy aan ons geskenk het en wat bepaal is oor hoe hy dit gaan doen deur sy plan wat hy gehad het, intention wat hy gehad het, nog voor die grondlegging van die wêreld en wat nou aan ons geopenbaar is en aan Paulus geopenbaar is as die groot misterie, geheimenis wat nooit geopenbaar is deur al die eeue heen nie. Dis vir die eerste keer aan Paulus geopenbaar en Paulus kom gee dit deur as sy Christ in you boodskap, as die openbaring van die misterie. So waar moet ons begin om die Bybel regtig te lees en te verstaan? Vanuit wat Paulus sê, God se voorneme was voor die grondlegging van die wêreld, before, sodat jy van die before af kan teruglees binne in die from, the beginning of this earth. Hoor jy? Dan maak dit sin. Hoor wat Piet sê, dis dieper as wat ek sê, ons gaan nog baie meer daaroor praat. Maar dat jy van hier af staan, van die before, om dit te kan verstaan, Paulus se briewe, en dan terug te praat na die ou verbond, wat deur die Nuwe Testament nou aan ons verklaar word, waarvan die ou verbond gepraat het, as 'n skynbeeld, as net 'n voorafgaande, en dat die volle lig het deurgebreek in Christus, want van die begin af, voor die grondlegging van die wêreld, het God bepaal wat hy in Christus uitgevoer het. En nou kry ons die hele prentjie. Jy kan nie die ou verbond verstaan, as jy dit nie sien van in die Nuwe Testament vervulheid, om te sien hoe dit geloop het, van ou verbond na Nuwe Testament. En wat het ons nou, na die voltooide werk van Christus aan die kruis en sy opstanding, wat ontvang ons nou na die openbaring van die groot misterie? Ons het 'n klomp geskenke ontvang, gawes ontvang. Gawes is altyd geskenke, seëninge, waarmee ons geseën het, is dit wat hy vir ons gegee het as 'n geskenk wat van hom kom, en wat hy vir ons gegee het, waarvoor ons nie hoef te betaal nie, ons hoef nie daarvoor te werk nie. Ons ontvang dit wanneer ons tot geloof in Christus gekom het. En in die res van daai hoofstuk, vanaf vers 6 tot einde vers 4 en 5 ook al, beskryf hy nou aan ons daai geskenke, haal hy dit uiteen. En in die res van die hoofstuk, soos in al sy briewe, is hy besig om verskillende aspekte van dit wat hy hier op sommige wys vir ons gee, dan te verklaar. So jy moet nou 'n lekker studietjie daarvan gaan maak. Met ander woorde, wat het ons dus as geskenke ontvang? Nommer 1, niks deurskryf ek dit alles vir julle. Nommer 1, vers 1 tot 5. Vers 1 tot 5. Nommer 1, kunskap, erfgenaamskap, troonskap. Childhood, sonship, heirship, throneship. Dat ons vanuit die bloedlyn van die Vader kind nou is, wat uit hom uitgebore is deur sy saad, en omdat ons uit sy saad en sy bloedlyn gebore is, 'n erfgenaam van 'n erfenis koninkryk. Koninkryk nie in die sin van 'n koning met 'n klomp onderdane nie, maar 'n vader met kinders wat erfgename is van sy burgerskap en van sy erfenis in die bloedlyn van die Vader. Met ander woorde, hy het aan ons 'n nuwe geboorte en 'n nuwe bloedlyn het hy vir ons geskenk, waarin hy vir ons wil ingeplaas het, nie net nie, maar ingebore het. Die eerste, daai vers 1 tot 5 wat hy dit sê. Dan, nommer 6, net as vers 6, nommer 2, genade het hy aan ons geskenk. Genade, julle kan vir julle self sê hoe lank ons daaroor kan gaan uitpraat. Genade en al die ander bietjies sal ek nie nou vir julle alles verklaar nie. Ek wil hê jy moet net hoor, dis wat ons ontvang het. Genade beteken Christus. Genade is Christus. Dis nie nou meer wet en genade nie, dis genade alleen. Genade, onverdiende guns wat hy nou aan ons gegee het, is 'n geskenk. Genade te doen met sy karakter. Die genade het aan ons verskyn toe Christus aan ons verskyn het. Hy is die verbeeld van Vader se genade.
genade het te doen met sy geskenk aan ons, al is ons sondaars. En dat hy aan ons ontferming gegee het deur vir ons hierdie groot genade te wys wat te doen het met sy redemptive ook. Hy het 'n rescue werk gehad om sy plan uit te voer. En daai plan is daar om ons syne te maak deur geboorte. Sy geboorte. Dis waarom ek nou sê, dat maar net daar, jy kan nie die kruis en die verlossingswerk van Christus anders verklaar as God gesentreerd. Ons verklaar hom baie keer in verskillende teologieë mensgesentreerd. Die verlossingswerk is nie mensgesentreerd, dit is God gesentreerd. Dit is waarom Vader God sy seun aan die kruis laat sterwe, en die seun hang aan daai kruis nie ter wille van die mens nie, maar ter wille van die Vader. Maar die Vader het weer die mens so lief gehad dat die wat in sy seun dan die ewige lewe, genade, sy ander woord kan kry. Hoor julle? Die een wat altyd die ander ene sentraal stel, maar die sentrale wentelpunt is die seun. Maar dit doen ter wille van die Vader. En die Vader laat dit alles toe ter wille van ons, sodat ons deur die seun syne kan word. En die Heilige Gees vat weer dit wat aan Christus woord en verduidelik dit weer aan ons. Wow, dis die volledigheid van die drie eenheid in hulle werksaamheid. Hoor julle wat ek sê? Dis in alles in my Nee, dis maar so terloops. Maar jy moet nou net mooi luister. Eindelik moet ek dit nou nie eers verduidelik nie, jy moet dit net hoor. Okay, maar hoor julle die diepte. In al die lesings wat ek nou van vorige jaar, gaan julle dit kry. Veral daai vorige jaar oor na verlede jaar se assessies. Daar kry jy dit. So, nommer 2 is genade. Ek gaan dit nou net verder doen. Nommer 3, 7, vers 7. Hy het ons nou, ek het hierso onderstreep. Die vee het ek onderstreep hierso by heel wat, julle sal dit sien hierso. Het ek onderstreep. Maar ons kan vir julle besig hou met 'n lang storie in verband met die fees. Die sogenaamde fees. Wat ons sal bestudeer, die fees. Jy kan dit in Afrikaans, kan jy dit wel sê, daar's in geen ander taal kan jy dit so sien, maar dit is 'n ongelooflike ontdekking wat ek gemaak het, dat van die begin af dwarsdeur word die hele verlossingswerk van Christus, as jy dit in Afrikaans beskryf in die vee. Dit is nie 'n uitverkiesing nie, dit is 'n verkiesing. Jy weet, vee. Dwarsdeur, jy kan mag kyk, ons kan nog baie lank daaroor praat. Hier het hy ons 'n verlossing sê. Verlossing deur sy bloed en vergifnis. 4. Vergifnis van ons misdade. Kan jy sien hoe lank kan 'n mens nou daarby staan nie? Hy het ons dus geskenk verlossing en vergifnis. Vers 9. Hy het aan ons geskenk die bekendmaking van die verborgenheid van sy wil en sy voorneme. Weer. Sy voorneme wat hy gehad het nog voor die grondlegging van die wêreld. Daar was dus 'n verborgenheid, 'n misterie, maar hy het ons daaraan bekend gestel. Hy het aan ons kom openbaar. Hy het openbaring, bekendstelling daarvan gegee deur die bediening van Paulus. En dan nommer 5, daai is nou vers 9, nommer 5 vers 10, 'n vereniging. Die woord wat jy gebruik in die ou vertaling, vereniging van ons met Christus, 'n eenwording met hom. Wow, massive. Jy kan naweekkamp hou dan, net oor daai woord, 'n vereniging met hom, 'n eenheid wordende met die lewende God, een wordende. Vers 11, nommer 6. Erfdeel in Christus ontvang. 'n Erfdeel. Erfenis, kom ek weer, ons het 'n erfdeel ontvang. Daar's 'n testament. Hy was die testateur, en die testateur besterf sodat die inhoud van die testament kan oorbetaal word aan die wat in hom glo. En dis daarom 'n erfdeel ontvang uit die hand van die lewende God. Hoor jy? Nommer 7, vers 13, verseëling. Daar sal jy verseëling deur die Heilige Gees. Verhoed my tog dat ek gaan stil staan en vasval met daai woord.
Nommer 8, vers 17. Die gees van wysheid en openbaring en kennis in hom het ons ontvang. Hoor jy? Die gees van wysheid en openbaring in kennis, the spiritual, godly, divine knowledge. In hom, in Christus, is dit alles in ons gees geskenk. Ons het alles in hom ontvang as 'n volle pakket. En toe ek 'n aantekening gemaak van wat hy verder daar sê, vers 17. Hoop van sy, hoop van sy roeping. Hoop is die vaste versekering dat ons vanuit sy genade voor die grondlegging van die wêreld na hom toe uitgeroep is om syne te word. Dit beteken klaar ons nou geskenk aan Christus. Die rykdom van sy heerlikheid. En heerlikheid beteken sy self-image. Wie hy is, sy karakter. We are from the same stock. En ons het ook deel gekry aan sy erfdeel, sê hy weer. Aan mekaar, erfdeel. Nommer 9, by nommer 9 moet julle net inskryf. Ek sien ek het dit laat uitval, vers 19, sal julle dit onthou. Julle onthou ons baie. Hier by nommer 9 moet julle vers 19 net insit. Ons het ontvang sy krag en sy mag. Hoor dan, die konteks, die goddelike krag. Wat beteken magtige werkinge van hom in ons. Daarom vers nommer 10, vers 20. Wat het ons dus ontvang wat hierdie krag en hierdie magtige werking betref? Beteken opstandingskrag. Dis die kragtige werking wat hom kragtig uit daai graf het opgewek het en teruggebring het in die lewe. Dis daai selfde opstandingskrag wat Christus uit die dood uit teruggebring het wat nou in ons werksaam is. 'n Kragtige, dinamiese uitwerking, dis 'n voortgaande, kragtige openbaringswerking, toepassing van daai lewe van Christus in ons. Almekaar, elke dag. Omdat hy, dis nou vanaf vers 20 tot 25, ons deelgenote gemaak het aan sy opstandingskrag en sy verheerlikte posisie. Hoor julle? Hy het ons deel gemaak van sy opstandingskrag wat hy aan ons gegee het en die ons verheerlikte posisie. Ons het in hom 'n verheerlikte posisie, want hy is nou ver bo alle magte, kragte en wat ook al, is hy nou verhoog bo alle owerhede, om laat sit aan die regterhand in die hemele, bo alle owerhede, mag en krag en heerskappye en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het al hierdie dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is in die volheid van hom wat alles en almal vervul. So hy staan op hierdie oomblik in hemelse plekke staan hy, en ons in hom staan dus in hom in hemelse plekke. En hy alles onder sy voete onderwerp. En as hy dus met sy voet op die nek van Satan staan, dan staan ek in hom met my voet in sy voet op die nek van Satan. My nuwe posisie is dus in 'n verheerlikte posisie in hom, en vandaag kyk ek na hierdie wêreld en na hierdie aarde. Hoe gaan dit met jou? Nie onder die omstandighede goed. Jy is nie meer onder jou omstandighede nie. Jy is bo jou omstandighede. Want vanaf bo die omstandighede word die geskiedenis deur hom nou geskryf binne in die omstandighede, want history is his story. En nou is ons deel van daai hemelse geskiedenis, van die hemelse verhaal, wat hy klaar vir ons laat sit in hemelse plekke. Die heel volheid daarvan in die werklike belewenis sal kom, wanneer ons bekleed word met verheerlikte liggame en so instap
in die huis van die Vader in die derde hemel. En nou wil ek nou eers ophou daar, as ons met nou net die daar van nou verder vloed. Want ek glo daar alles gebeur, en dit is nog 'n grootste misterie. So ek wil nou hê, in die res van hierdie week nou, moet nou niks verder gaan, allerlei ander goeders nou eers lees. Bid elke dag, Efesiërs 1, vers 1 tot 25, 23, lees dit uit deur. Lees dit hardop. Lees dit hardop. En dan gaan kyk jy na elkeen, en vat jy 1 of 2 per dag. En dan gaan lees jy daai verse weer, en bid daai verse eers, soos 1 tot 5, en dan vers 6. Dan spreek jy, dan bid jy net daai gedeeltes deur. Jy bid die skrif voor Vader, en dat jy dan vra, openbaar my, wat jy aan my wil openbaar, ten opsigte van hierdie groot waarheid. En daai gedagtetjies wat kom, maak jy aantekeninge van. En dis eers al. Moet jy 'n klomp goeders om te doen. En die res van die dag bedink jy dit, sê dit oor en oor, gaan lees dit weer, gaan lees dit maar weer. Môre lees jy dit net weer, en dan gaan jy aan na vers 7. Net dit, bedink dit, gaan bekyk dit. As jy van daai woorde nie verstaan, lekker nie, Google dit, die Grieks vir verlossing. Gaan kyk in die King James Version, wat baie goeie vertaling is, gaan kyk na die Engels, skryf die Engelse woord miskien neer, Google op, daar gooi jy vir jou uit, dis die betekenis, skryf dit neer, skryf dit in, dis ongelooflik, alles is daar voor jou, bedink dit, dan eers jy volgende, so gaan jy aan, so werk, en as jy nou daaronder kom en jy is nog nie by volgende dinsdag nie, ok, dat is het reg, vat hom stukkie vir stukkie, moet nie jouself vermoei en moed, en dan werk jy dit so deur in die gees jou dan kan begin lei wat dit betref. Want hy verlig jou verstand, jou denke, en skielik begin jy dan deur te kom. Sou jy dit met iemand anders bespreek, as sê daai persoon, dis baie interessant wat jy sê, dit is wat ek eers gesukkel het. En so bou ons mekaar wat dit betref. En van my kant af, Vader, wil ek net sê, dit verstom my elke keer as 'n mens maar net sit in die skrifte. En dat ons eintlik dit wat Paulus hierso skryf kan sê, ja, julle ongehoorsaamheid, en dan 'n groot maar, en al die maar wat hy hier gebruik in sy brief, maar wat het hy aan ons bewys? Barmhartigheid. Wow. Terwyl julle so sit, hoor net, en ek sal dit later van tyd sal ek dit weer in die prediking ook miskien weer uitbring. Maar ek wil dit nou al vir julle sê. Toe Jesus as aarde toe gekom het, toe was dit visitation. Waarna sy verlossingswerk, toe word dit habitation. From visitation to habitation. Inwoning. Nie net kom besoek nie, maar ingekom in ons, om die volheid in ons te plaas, in die eenheid met hom geestelik. En dan kom die vroed vanuit die roet, die roet in ons geplaas, en vanuit die roet kom die vroed, en word dit gewys na buite, word dit vertoon na wie ons is, deur die vrug van die Gees, van wie Christus in ons is, wat dan vergestal word vanuit die roet. So dankie dat ons in u gegrondves is en vasgemaak is in die boom van die lewe. So dankie vir al hierdie geskenke, ons sal in die ewigheid mooi by u hoor, terwyl die besig is om dit vir ons uiteen te sit, en dit sal ewigheid vat, om dit te kan verstaan en te beleef. En dis waarna ons uitsien. Veral in die mekaar werk. En ons groepie kom lê nou vanmôre hierdie wêreld, hierdie hele wêreld, al die kontinente, nou voor u neer. Have your way met hierdie
wêreld. Want nie te plan waarna toe u werk. And we are part of it. Ons is deel van u beplanning. Dankie daarvoor. En ons sê daarop, Amen.